Goeiemôre vriende, op 'n koue lenteoggend groet ek julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Soos wat ons laas gesê het, sal ons weer op die 4de Oktober, so die Here wil, met eredienste in die kerk begin. En die nodige reëlings sal ons mettertyd vir julle deurgee. Ons het ook 'n brief gestuur in hierdie week om sommer net 'n bietjie met julle te kommunikeer. As jy dit nie gekry het nie, kontak asseblief vir Anne, want dan het ons jou e-posadres verkeerd. En dan wil ons weer 'n keer vir julle uitnooi, as daar mense is wat julle van weet wat nie kos het nie, om vir ons te laat weet, sodat ons kan sorg dat daar kos by hulle kom. Baie dankie. Ons wil die volgende persone gelukwens met hulle verjaardag. Vandag verjaar Tannie Rina Du Plessis, môre verjaar Mark Kitching, Dinsdag Lia Lerm, Woensdag Katie de Pre, Henry Kreur, Rodney Kreur, Leon Pitt en Tinus Weltagen. Donderdag verjaar Bobby Besuidenhout en Johan van Wyk. Vrydag Giselle Hendrikse en Wikus Roos. En Saterdag Evelyn Besuidenhout, Tanya Marx, Joan van der Berg en Ina van der Westhuizen Senior. Ons sê vir hulle almal baie geluk met die verjaardag en mag jy 'n geseënde jaar voor jou hê. Johannes die Doper, oor wie vandag se boodskap gaan, was Jesus se voorganger gewees. Hy moes die pad vir Jesus voorberei. Waar Elia die eerste groot profeet in die Ou Testament was Johannes die laaste profeet voordat Jesus gekom het. Onder andere was sy boodskap aan die mense gewees: Jesus is die lam van God. Sy werk was om na Jesus toe te wys. Nou, wanneer ons hierdie skrifgedeelte nou gaan lees, dan wonder ek nogal wat se emosies jy gaan beleef. Doen 'n bietjie moeite, maak miskien jou oë toe en luister net na die teks, probeer jouself die prentjie voorstel en voel iets wanneer jy die teks hoor. Ons lees by Markus 6 van vers 14 tot 29. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom. Party het gesê, dit is Elia. Ander het gesê, hy is 'n profeet soos een van die ou profete. Toe Herodes dit hoor, het hy gesê, Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lui van Galilea 'n feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra my net wat jy wil hê,
en ek sal dit vir jou gee. Daarna het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? En die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop van Johannes die Doper bring. Die koning was baie verslae. Maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy lijfwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee. En die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en begrawe. Dit is die woord van die Here. Wat 'n verskriklike, bizarre verhaal is hierdie nie. Eintlik walglik. Hier het ons 'n man wat sy lewe aan God se diens wy, 'n opregte mens. En dan het ons hierdie twee egoïstiese monsters wat ter wille van die voeding van die een se haat kom eis dat hy doodgemaak moet word. My eerste punt wat ek wil maak is dat hierdie twee rolspelers, Herodias en Salome haar dogter, twee egoïste op steroïdes was. Hulle was magsbehepte vrouens, a law unto themselves. Hulle het vir ander mense so min gevoel as wat jy vir jou tuingraafie voel. Ander mense was vir hulle doodgewoon implemente en roumateriaal tot hulle diens, sodat hulle koninkrykie kon bou soos wat hulle wou. Herodias het 'n geweldige passievolle haat vir Johannes die Doper gehad. Net omdat hy vir haar en haar man Herodes Antipas aangespreek het, omdat hulle getrou het met mekaar, terwyl die wet gesê het, jy mag nie trou met jou broer se vrou nie. Hoe durf hy vir ons van alle mense so iets kom sê? Dis die tipe mens wat sy was. Wat 'n soort ma sal haar tienerdogter instuur in 'n saal vol mans om sensuele danse te gaan dans voor haar stiefpa in hierdie klomp, juis met die idee om hulle oorhoops te kry, sodat sy haar duistere planne kon uitvoer. En dan gaan staan sy agter die gordyn, want die dogter gaan nou vir Herodes die Grote so ver kry, dat hy vir haar gaan gee net wat sy wil hê, en dan hardloop sy terug, en dan sê sy, wat moet ek nou vra? En dadelik, sê die ma, Johannes die Doper se kop. En die dogter gaan terug, ewe monsteragtig, voeg sy nogal by, op 'n skinkbord, in 'n skottel. Alles vanweë hierdie passievolle haat. Hoe voel jy oor hierdie twee monsters? Hoe voel jy oor ander mense wat jy ken, wat ook maar so optree vandag? En as jy in jou eie lewe inkyk, is daar nie ook baie keer by jou 'n gevoel van haat, 'n wrok, dat jy wraaksugtig raak oor iemand jou ernstig nagekom het nie? Dan is dit tog sekerlik nodig dat jy uit hierdie verhaal sal leer dat 'n mens hierdie goed uit jou sisteem moet uitkry. Dat dit 'n manier om jou te gryp en aan jou vas te groei en jou te vernietig en ander mense saam met jou te vernietig. As jy met sulke gedagtes loop,
bring dit na die Here toe. Vra vir die Here om jou te help, om dit agter jou te sit, om te kan vergewe, om aan te gaan. Die volgende rolspeler by wie ons stil staan, is Herodes, die eersugtige swakkeling. Sjoe, op een punt wil 'n mens amper simpatie hê vir die man. Ons lees dat hy graag na Johannes die Doper geluister het. Ons lees dat hy besef het dat Johannes 'n opregte mens was en godvreesend. Ons weet ook dat hy juis vir Johannes die Doper wou beskerm teen sy vrou, en daarom het hy vir Johannes in die tronk gesit. Kom ons sê, Herodes is 'n tipiese, tragiese figuur. 'n Swakkeling. Hy was 'n tipiese politikus wat gespeel het vir die gehoor. Sy posisie was vir hom altyd belangriker gewees as om morele integriteit te hê. Hy was selfs bereid om te moor, solank as wat hy sy posisie kon handhaaf. Ja, 'n mens se woord moet jou eer wees, en ons sien te min daarvan vandag. Maar die feit weet, jou eer kan nie groter wees as die liefde nie. Jou eer se verdediging kan nie insluit dat jy moor nie. Die liefde is altyd groter as die waarheid. Hoe anders sou hierdie verhaal nie verloop het, hoe anders sou die geskiedenis nie verloop het, as Herodes op hierdie punt sy hake ingekap het en vir sy stiefdogter gesê het, nee, dit is meer as die helfte van die koninkryk. Ek gaan nie vir jou hierdie man se kop in 'n skottel gee nie. Nog veel anders sou die geskiedenis verloop het, as Herodes met sy volgende verskyning in die evangelies ook anders opgetree het. Want dit is hierdie Herodes Antipas, na wie toe Pilatus vir Jesus gestuur het, in die hoop dat hy vir hom sou verhoor. En toe Jesus by hom gekom het, lees ons dat hy wou gehad het, Jesus moet vir hom wonderwerke doen. En Jesus het net geweier. Trouwens, ons lees Jesus het doodgewoon stil gebly. Hy was soos 'n lam ter slagting gelei. En Herodes het toe weer 'n keer, terwille van sy eie eer en omdat hy bang was vir die Jode, die verkeerde ding gedoen. En het Jesus teruggestuur na Pilatus toe, om dinge nou maar af te handel, soos wat ons weet, die verhaal later sou afspeel. Vriende, almal van ons het 'n ego. Almal van ons kom daagliks te staan voor 'n situasie waar ons moet kies tussen die regte ding doen met pyn wat saam met dit kom dikwels, of om onsself die pyn te spaar, maar dan te versuim om die regte ding te doen. Volgende keer, en dit kan sommer vanmiddag wees of môreoggend, wanneer jy weer in so 'n situasie kom, onthou hierdie insident. Hierdie ding wat soveel anders te kon uitgespeel het, as Herodes net die regte ding gedoen het. Moenie jy sy fout herhaal nie. Dis gevaarlik, vir jou en vir ander. Dan is daar Herodes se gaste, die ambisieuse meelopers. Onder hulle sou daar nou
ambisieuse amptenare gewees het, wat sou sê, hulle het verskriklik hard gewerk om in hulle posisies te kom waar hulle was. Waarskynlik gekruip ook. En dan was daar die tenderpreneurs, wat enige iets sou doen om net kontrakte te kry by Herodes. So hierdie ouens sou redeneer, ons moet kos in die pot sit. Nie een van hulle het die integriteit gehad om vir Herodes te sê, weet jy, ons verstaan jou posisie, jy het 'n eed afgelê en jy wil jou eed nakom, maar ons sal nie dit teen jou hou as jy hierdie ene nie gaan nakom nie. Dis daarom maar nie reg wat hierdie stiefdogter van jou gevra het nie. Nie een van hulle doen dit nie. Hulle het waarskynlik vir hulle self gesê, "Haai wie, dis nou vreeslik jammer van arme Johannes." Maar jy weet, elke oorlog het sy beserings. Dit gaan nou maar so wees. So hulle was eintlik gewetenlose skurke. Hierdie ouens sou vandag in pakke klere rondloop, snyierspakke. Mense sou sê, "O, fantastiese sakemense." Maar Al Capone, as ek reg onthou, het ook altyd 'n pak klere gedra. En 'n skurk was hy, deur en deur. Maar hoe eerbaar is jy? Hoe eerbaar is ek, wanneer ons besigheid doen? Hoeveel van die reënwoude is al vernietig om my en jou lewenstyl te handhaaf? Hoeveel van my plastiek het al in die see beland? Hoeveel mense is al dood in Chinese sweatshops, sodat ons goedkoper produkte kan koop? So op die ou einde moet ons vir onsself sê, ons is nie noodwendig anders as hierdie meelopers van Herodes nie. Ondersoek jouself. Dan is daar Johannes die Doper se disippels. Ek voel so jammer vir hulle. Ek wonder wat het deur hulle gedagtes gegaan, toe hulle gehoor het, Johannes is onthoof. Aan die ander kant is ek geweldig beïndruk met hulle. Hulle gaan haal sy liggaam om hom te begrawe. Dit moes nogal moed van hulle gevra het, om dit te doen. En volgens Matteus in sy weergawe, lees ons dat hulle toe daar vandaan af, na die begrafnis, na Jesus toe is, om persoonlik vir hom die tyding te bring, dat Johannes nou oorlede is. Hulle gaan na Jesus toe. Dit waarvoor Johannes gestaan het. Johannes het vir hulle geleer, Jesus is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Toe Johannes sterf, toe gaan hulle na hom toe. En dan is daar Johannes die Doper self, die stil getuie van die lam wat geslag sou word. Op 'n manier is Johannes die hoofrolspeler in hierdie storie. Maar hy speel geen rol nie. Alles wat hier gebeur, word hom aangedoen. Hy self is passief in hierdie storie. Ander se haat en hulle ambisie en hulle eer en hulle wins dryf die verhaal. Hy is op die ou einde net die slagoffer. Die stilswygende slagoffer. Nou in die evangelies is daar net 2 verhale van martelaars.
Die een verhaal is natuurlik die van Jesus, en die ander een is die van Johannes. Johannes wat Jesus se voorloper was. Johannes wat moes kom vertel vir die mense, daar is die lam van God. Maar wat ook hier geruisloos, sterwend, profeteer van hierdie lam, wat geslag sou word vir ons almal. Johannes profeteer tot die einde toe. Ek dink aan Johannes se kop op 'n skinkbord. Dis walglik wat mense kan doen. Ek dink aan Jesus op die kruis. Dis walgliker. Ek dink aan hoe dikwels ek al my kruis eenkant toe gestamp het om die lewe vir myself makliker te maak. Dis die walglikste. Kom ons leer uit hierdie verhaal. Kom ons maak nie soos die huis van Herodes, wanneer ons keuses moet maak nie. Want vandag stamp jy miskien een persoon een kant toe, maar môre is dit vir Jesus. Of wie weet, dalk was die laaste persoon wat jy weggestamp het, juis Jesus. Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Amen. Vergeef ons, Here, al ons hate en haatlikhede en help ons om te vergeef. Vergeef ons dat ons kruis dikwels wegskop en help ons om dit op te neem in die naam van Jesus. Amen. Ons sing nou saam by lied 396, aanskou die heiland, sien die kruis. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen.